Goeiemôre julle wonderlike, fantastiese mense en baie welkom by nog 'n opwindende vol ontbytsake program, die grootste Afrikaanse ontbytsake program in die hele wêreld. Nou ons is baie trots op vandag en saam met die 2026 Comrades wenner George Kusha hier by ons in die ateljee te kuier en hy is nie sommer net die wenner nie. Hy is ook sommer die rekordhouer vir die opharding. Goeiemôre. Môre, dankie dat jy kan wees. Dit is baie lekker om saam met jou te kuier. Dankie. Ek kan sien jy's ou kan fokus, né? Ek hoop so. Ja, en dis 'n mooi hemp wat jy aan het. Dankie, ek het my gesê jy dra dieselfde hemp en toe pas ek dit so aan. Dit gaan 'n wonderde program wees, Shirley. Goeiemôre, hoe kan jy? Goeiemôre. George, hulle het maar eintlik agter jou aangegaan want hulle hoop dat hulle dan so ver soos jy sal kan hardloop. Veral hierdie een. Verder het ons vandag weer goeie nuus met Brent Lindietjie, the good things guy in nuusake. Ons vind ook meer uit oor Kragdag wat binnekort plaasvind en Dr. Judy gesels oor brandwonde. Jy's 'n wond. Dit is lelik, hoor. Maar ek sal dit vat in liefde van jou. Wonderwerk. Maar wag, dankie ter werk. Ag wie, hoekom is ernstig wees? In vandag se sake fokus kyk ons na 'n paar groot ondernemings in Pretoria en die Oosrand van Gauteng en ons gesels ook met sakekundiges van die Kaap af. Salonia, môre. Môre Leon, môre span. Kyk George, ek kan mooi hardloop, maar ek kan nie vinnig hardloop nie. En goeiemôre aan almal by die huis. Ek is opgewonde want ons stel nog 6 enkelsnitte deur onafhanklike kunstenaars in ons bitterlekker top 3 musieksegment aan julle bekend. Dan kan julle weer gaan stem vir jou gunsteling. Maar ek moet vir julle sê hierdie tyd van die dag is Corlie my gunsteling. Ek wonder wat sy vir ons vandag gaan opdis, Corlie. Dawie is seker oor daai ene. Goeiemôre en welkom in my bitterlekker koningskos kombuis. Vandag wys ek vir julle 'n gereg wat propvol geur is en heerlik vir die winter. Ek maak komyn lamspasta met chili crunch. Ons geniet hierdie ryk en geurende gereg saam met Waterford Estate se Cabernet Sauvignon 2019. Bly net waar jy sit, ek vertel julle later als van die resep in detail. Maar ons kop af met ons meteoroloog Anet Botha en sy gee vir ons 'n mediumtermyn voorspelling waarin sy ook die El Niño verskynsel vir ons nou mooi verduidelik. So let op. En daarna is dit tyd vir landbousake. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Welkom by jou nuutste seisonale voorspelling in samewerking met Laveld Agrochem. Ons kyk na hoe lyk die res van die winter. El Niño is hier, moontlik sterk later die jaar en wat gaan sy impak wees op Suid-Afrika? Een van die belangrikste klimaatsyne wat ons tans dophou is hierdie El Niño. Nou El Niño beteken maar net dat soos ons hier kan sien, die seevlak temperature is bo-gemiddeld in die Stille Oseaan tussen Suid-Amerika en Indonesië. En die jongste voorspelling dui daarop dat swak El Niño toestande waarskynlik vir die res van die winter en lente sal voortduur. Maar internasionale klimaatsmodelle dui ook daaraan as 'n 63% kans vir 'n sterk of selfs baie sterk El Niño teen laat 2026 en vroeg 2027. Hoewel sterk El Niño gebeurtenisse dikwels met droër toestande oor Suid-Afrika se somerreënvalgebied geassosieer word, wys die geskiedenis dat geen 2 El Niños dieselfde is nie. Hier is reënvalafwykingskaarte van die vorige 3 sterk El Niño gebeurtenisse. Let op die oranje wys waar ondergemiddelde reënval voorgekom het, maar ons kan sien daar is ook sommige streke wat naby aan normaal of selfs bo normaal reën ontvang het oor die gebiede in die wit en blou, ten spyte van 'n sterk El Niño. Die belangrikste boodskap is dus dat El Niño nie droogte waarborg nie. So, wat wys die seisonale voorspelling? Wel, agter my kan ons sien die Suid-Afrikaanse weerdiensmodelle dui steeds op 'n natter as normale sein oor die sentrale en die noordooste gedurende laatwinter en vroeë lente, terwyl droër toestande oor die verre weste en die winterreënvalgebiede verwag word. Die Universiteit van Pretoria se modelle stem ook grootliks ooreen met die vooruitsigte vir die res van die winter, veral hier in die weste droër toestande en 'n verhoogde kans van bo-gemiddelde reënval oor die sentrale binneland. Indien dit sou realiseer, kan dit deels die gevolg wees van nog afsylaag weerstelsels wat buite seisoen reën oor die somerreënvalgebied bring.
Maar as ons na die seisonale voorspelling vir lente en vroeë somer kyk, sien ons 'n duidelike verskil in die modelle. Dit beklemtoon 'n belangrike punt. Die atmosfeer het nog nie finaal besluit hoe om op die ontwikkelende El Niño te reageer nie. Een ding waaroor die meeste seisonale voorspellings wel saamstem, is dat van lente af en in somerin kan ons bo-gemiddelde temperature verwag. Dit verhoog die kans op gereelde en meer intense en langer hittegolwe gedurende die komende somer. Die goeie nuus is ons damme lyk nog gesond en ons het tyd om voor te berei. Hoewel El Niño ons weer kan beïnvloed, bepaal dit nie ons toekoms nie. Soos altyd, ons sal elke ontwikkeling fyn dophou en julle op hoogte hou met die nuutste voorspellings. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Dr. Marcel Hatting, hy is die bestuurende vernoot van CCI Professional. Goeiemôre weer 'n keer en baie welkom hier by ons. Môre Dawie, lekker om saam te kuier weer. Jy het ons laas vertel van 'n unieke leierskap oorgang daarso by Laveld Agrochem. Hoe gaan dit nou daar by hulle? Man, is nou presies 1 jaar later en kan ek sê die nuwe bestuur is 'n ongelooflike mooi span. Is gesond, sterk, soveel so dat hulle al reeds begin dink aan die 3de generasie, want nalatenskap werk soos 'n domino effek. Jy weet, dis nie net een persoon wat aanbeweeg nie. As die eerste skuwe begin gemaak word, dan begin ons kyk hoe lyk die toekoms van die maatskappy, maar ons is baie excited ten minste oor wat by hulle gebeur. Jy het ook op 'n kol vir my genoem dat minder as 1/3 van die boere, dis nou in die Wes-Kaap, die statistieke wat werklike of behoorlike opvolgbeplanning het. Hoekom is dit so? Daar's baie goeie vrae. Sommige mense is net onseker, waar begin ons, wat doen ons, hoe moet ons dit doen? Ek dink aan die ander kant, ouens is bekommerd oor eienaarskap. Ek besit mos my plaas, ek besit mos my besigheid. Nou moet ek nou weggee vir iemand anderste. En ek dink daai onsekerheid is wat maak dat baie ouens dit eintlik maar net nie aan wil dink nie. So rather put it out of mind, soos hulle sal sê. As ou nou praat van eienaarskap, beteken dit nou ek moet my plaas vir iemand anders te gee of is daar 'n ander tipe van voorstel? Kan dit 'n maatskappy, ek moet aandele nou afstaan of verkoop of hoe werk dit? Nou, as ons praat van nalatenskap veral nou binne in ons agri-sektor, dan ja, daar is 'n gesprek oor die aandelehouding, maar dit gaan baie dieper as dit. Ons kyk na wie vat die storie van hierdie plaas en hierdie gesin en hierdie familie oor. Dit is my interessant. My eie van die Hattings het hier in die vroeë 1600s alreeds in Suid-Afrika ingekom en blykbaar was die plaas Spier was waar ons eers wyn geboer het. Nou ek weet nie wie in my familie nou 'n dom fout gemaak het dat dan nie meer die familieplaas is nie, maar daar's 'n storie, daar's 'n leefstyl, daar's oortuigings en al daai goeders maak deel van wat regtig sukses binne in nalatenskap is ook. Jy weet as mens dis nie net boerdery nie, dis eintlik enige tipe van besigheid, maar as mens nou 'n boer is of dan 'n besigheidsbestuurder is, op watter stadium moet 'n ou nou begin met hierdie opvolgbeplanning? Ek sê gewoonlik vir mense, as jy enigiets het van waarde, moet jy reeds begin dink oor wat wil jy doen met daai waarde om dit te beskerm. Maar waar begin mens? Daar's vandag soveel verskillende plekke, jy kan adviseer kry, jy kan lees daaroor, maar ek dink die belangrikste ding is om reeds te begin net om daai nalatenskap in 'n volgende generasie te sit. Identifiseer daai jong manne en jong dames in jou omgewing en begin al reeds met hulle harte, met hulle kundigheid, vaardigheid werk, dat wanneer jy regtig eendag by hierdie oorgang kan kom, jy reeds die regte mense in plek sal hê. Is dit wat jy besig is om te sien in Suid-Afrika, veral in die landboubedryf, dat dit besig is om te kom gebruik die woord korporatiseer? Wel, Dawie, ek moet sê, binne in ten minste die areas wat ons werk, sien ons 'n goeie verdeling 50-50. Daar's pragtige familiebesighede wat nog steeds floreer en wat baie effektief na die toekoms dink. En dan sien ons nuwe vennootskappe wat vorm, baie kere tussen jou meer industriële areas, koöperatiewe sektors, maar ons wil ons boere graag op die land hou en ek dink dit is die pragt van ons land en die storie wat Suid-Afrika so spesiaal maak. En sekerlik een van die suksesstories in die land. En Dr. Marcel Hatting, bestuurende vernoot van CCI Professional. Dankie dat jy weer by ons 'n draai gemaak het. Dankie daarvoor. Oor na Saline en sy gesels met ons gas Josh Kusha en hy is die wenner van Comrades hierdie jaar. Nou ek weet dat George vanoggend al baie raad moes uitdeel aan Leon en Eric en dalk ook so 'n bietjie Davie, want almal wil eintlik maar soos jy wees en kan sê dat die Comrades voltooi het en met so 'n goeie uitkoms daarvan afgekom het. Maar George, jou proses om voor te berei vir die Comrades, jy sê reguit, jy het nie gedink aan die medalje aan die einde nie. Jy het maar net gefokus op die proses. Presies. Proses is die regte woord om te gebruik. Ek glo as jy aan die uitkoms begin dink,
dan begin jy foute maak. So ek glo om te fokus op die proses en dan sal die uitkoms 'n natuurlike byproduk daarvan wees. Ja, en jy het selfs gesê hier in die loop van die wedloop is jy so 'n bietjie bang geword toe jy besef daar is dalk 'n kans vir jou om hierdie baie goed te wen en selfs 'n rekord te breek. Hoe het jy daai vrees beheer sodat jy kan aangaan? Ja, ek was onseker hoe ver die groep agter my was. En so toe ek moeg begin raak, toe ek vreesbevange dat hulle baie goed voel en my gaan vang. So ek het maar gefokus om een been voor die ander te sit en so vinnig as moontlik te hardloop. Ja. Jou grootwordjare op skool, jy kom van Pretoria af, jy was hier so op affies gewees, maar jou fokus was nooit eintlik padwedlope nie. Waar daai skuif vir jou gekom? Ja, so ek het groot geword in Malelaan, maar ek was op skool by affies en daar het ek op die baan gefokus, 800 en 1005. Maar is slegs nadat ek teruggekom het van Amerika af, in Suid-Afrika weer aangekom het, wat ek 'n breek gevat het en toe daarna besluit het om eerder op die pad te fokus. Hoe het jy beland by die Northern Arizona University? Waar daai sprong vandaan gekom? Ja, so ek het 'n beurs gekry, aanvanklik by Nebraska Lincoln. So ek het my eerste graad by Nebraska Lincoln voltooi en toe daarna 'n meestersgraad by Northern Arizona voltooi. Ek wil 'n bietjie praat oor die meestersgraad wat jy gedoen het. Jy het 'n meestersgraad in statistiek, né? Ja. Ja, so jy was maar nog altyd wetenskaplik ingestel. Ja, ek dink wiskundig. Ek was nog altyd wiskundig sterk en analities gedrewe. Ja, dit is ook maar hoe jy jou hardloop ook benader. Ja, ek sal so sê ek probeer groot verskeidenheid bronne naslaan om inligting te kry en dan probeer ek maar die beste moontlike oefenplan bymekaar slaan. Ja. En waar jy nou staan in jou loopbaan, ek weet dat jy ook beplan om selfs verder te studeer. Jy's nou besig met jou aktuariële eksamens, né? Waar trek jy nou? Ja, so ek het nou 8 eksamens voltooi. Ek het daarom nog nie een gedop nie. Is dat so? Ja. En ek het 4 oor. Ja, so wat beteken dat jy het nog so 2 jaar oor en wat is dan die plan daarna? Hoe gaan jy dan daai toegevoegde, sal ek maar nou sê, analitiese waarde wat 'n aktuariële kwalifikasie vir jou gee, bybring by jou hardloopbenadering? Dis 'n goeie vraag. Ek dink ek kan in terme van afrigting kan ek baie mense help deur die kennis wat ek opgebou het tot op hierdie punt te probeer oordra, veral aan die jonger generasie. Ja. Ek gaan nou met jou praat oor afrigting want dit is vir my baie interessant dat jy 'n lone runner is. Daar's iemand wat vir jou sê wat om te doen. Jy bestuur jouself. Ons gaan nou verder gesels eers oor na Corley en dan is dit weer ek en George. Nou vandag maak ons 'n gereg vol oosterse geure met 'n Suid-Afrikaanse gunsteling, sappige komyn, lamsvleis saam met pasta in 'n geurende chili krans sous. Nou die warm speserye, sagte lamsvleis en 'n vars koriander maak hierdie 'n gereg wat perfek is vir die winter. Nou 'n heerlike kombinasie van sagte, sappige lam, aromatiese geroosterde speserye, vars kruie en 'n pittige sous wat alles perfek saambring. Nou die geheim van hierdie resep lê eintlik daarin om die speserye eers te rooster. Dit laat daai natuurlike olies vrystel en gee ongelooflike diepte aan die gereg. Daarna word die lam dan gemarineer, vinnig verbruin en saam met die pasta in 'n geurende sous afgewerk. Nou ek het reeds my pasta hierso tot al dente gaar gemaak. Nou gebruik vir hierdie resep 'n lekker groot tipe pasta. Jy sal sien hier in my pot is daai groot skulpie een. Nou fokus op die geur van hierdie gereg. Nou heel eers rooster jy 'n komynsaad, peperkorrels en 'n koriandersaad in die droë pan. Net vir so 'n minuut of 2 en sodra dit gedoen is, druk dit so effens fyner met 'n lepel, sommer so in die pan of in 'n bordjie en meng dit dan met jou lamspesery rap. Nou vir die marinade, dit het ek nou alreeds hierso in die vleis gedoen. Meng jy wyn, sout, olyfolie en mielieblom. Nou die mielieblom help net om die vleis sag te hou en dit gee dit ook 'n ligte verdikking aan die sous dan nou later. Ek roer net gaan my pot hê, ek wil nie my vleis nie brand nie. Nou jy voeg die lamsvleis saam met daai spesery mengsel en dan meng jy dan nou alles goed
gebeur. Jy sal nou sien hierso is dit reeds in die bak so gedoen. Dit laat dit vir die half so 20 tot 30 minute marineer en dit is dan nou alles klaar hier gedoen en dan begin jy 'n swaar boompot. Ek het sommer hierdie yster een van my gebruik en dan braai jy dit nou natuurlik. Nou die geheim van sagte sappige lams is om dit vinnig oor 'n hoë hitte te verbrei sonder om die pan te oorlaai. Wanneer jy te veel vleis in op 'n slag byvoeg, begin dit dan eerder kook as wat dit braai. Nou ek staan nou al hier so 'n bietjie weg want hulle braai nou lekker brei nie, maar as ek terug is sal al my vleis klaar wees, dan begin ons met die volgende stappe. Nou Charlene gesels eers nou verder met George Kusche. Druk heerlik hier in die ateljee en dit is 'n spyskaart vir 'n kampioen wat ons vanoggend hier het in die ateljee. George, ek wil met jou praat oor afrigting. Jy's jou eie afrigter. Hoekom het jy daai keuse gemaak? Want dit verbaas nogal mense dat jy daai hoogtes kan bereik en jy bestuur basies jouself. Ja, ek rig myself af. So ek glo dat ek my lyf die beste verstaan. En ek glo dat ek myself beter kan afrig as 'n persoon wat nie my lyf so goed verstaan soos ek nie. So ek probeer soveel as moontlik bronne naslaan en inligting bymekaar maak en dan probeer ek maar die beste moontlike oefenprogram bymekaar slaan. Maar kom ons praat net gou prakties daardeur want 'n mens hoor dit in onderhoude wat mense na luister en wat mense lees oor jou en gaan nou die Engelse woord gebruik, jy het regtig 'n tipe van 'n body intelligence, nê, wat jy dan bymekaar bring met hierdie wetenskaplike wiskundige benadering wat jy het. Hardloop jy en dan voel jy baie keer maar dit werk nie vir my knie nie. Kyk, ek draf nie. Ek kan nie draf om my lewe te red nie. Maar hoe praat jou lyf met jou en hoe luister jy en hoe interpreteer jy dit dan om dit in te werk by jou afrigtingsproses? Ja, so daar's 'n subjektiewe kant tot dit, in terme van hoe voel ek en dit is subjektief. Ek sê vir myself ek voel goed, ek voel nie goed nie en dit is belangrik om oefening aan te pas soos wat ek voel. En dan so 'n objektiewe kant ook. Soos my hartklop spoed. Ek monitor dit veral as ek opstaan en as ek deelneem in hardloop en ek hou dit dop oor tyd om seker te maak dit bly binne 'n aanvaarbare sê mens range in Engels. Ja. Maar wat 'n mens nou hoor van sulke ultramaratonne is dat dit 'n absoluut gulsige sport is. Dit slurp alles op, alle tyd, alle energie. En jy is 'n pa van 1, amper 2, want daar is nog 'n baba op pad. Hoe bestuur jy die res van jou lewe? Want waar kry jy tyd om te leef? Ja, so ek staan baie vroeg op. So ek glo om my grootste oefensessie vroeg in die oggend te voltooi. Dit is moeilik in die winter want dit is donker en dit is koud, maar ek glo as ek voor werk klaar geoefen is, dan gee dit my kans om na werk al my ander lewensverpligtinge na te kom. Gee nog vir ons net 'n regte datapunt. Hoe vroeg is vroeg? Praat ons van 5 uur, dit is daarom nog gewoon of is dit iets absurd soos 3 uur of 4 uur? Dis daarom nie te absurd nie. Ek dink daar's meer absurde mense as ek. Maar ek sal sê op die vroegste word ek al 4 wakker en dan poog ek om of deur te ry Johannesburg toe om te oefen voor werk, of dan dadelik so 4 uur te begin oefen. Ja. Ek het nou verwys na jy's 'n pa van 1, 'n tweede een op pad. Daai 2 mense wat vir jou gewag het aan die eindpunt. Daai laaste paar meter, wat jy hulle nou sien, wat het deur jou kop en deur jou hart veral gegaan? Ja, dit was baie spesiaal toe my vrou en my seun vir my wag in die eindpunt. Op daardie punt was ek steeds onseker hoe ver die groep agter my was. So ek was nogtans vreesbevange en ek het self daai laaste 100 of 200 meter so vinnig as moontlik probeer hardloop. Jy herhaal hierdie woord gereeld, vrees of vreesbevange, maar ek wil vir jou vra of dit nie dalk eerder net 'n respek is vir wat jy doen nie. Jy weet, want jy moet bang wees vir kamerats, jy moet bang wees vir hierdie groot goed, sodat jy dit met respek kan benader. Is dit nie dalk eerder dit nie? Ek dink jy slaan die spyker op die kop. Die kamerats is so lank en moeilike wedloop, dat mens moet 'n gesonde mate van respek daarvoor hê as mens op jou beste wil deelneem. Maar baie dankie dat jy jou beste gedoen het en dat jy vanoggend hier saam met ons kuier. Dit is heerlik. Leon gesels ook later met George, maar eers oor na Salonia met die sake fokus.
Pollen, besigheidsfinansiering. Tyd vir vandag se sakefokus en ons eerste stop is die hoofstad Pretoria. En ons kyk nou na 3 indrukwekkende besighede van daar. Daarna gesels Leon met die uitvoerende hoof van Photon, South Africa, oor hulle suksesvolle verhaal in die Suid-Afrikaanse mark. Die computer nerds van Simulated Training Solutions bedien kliënte in hoë risikobedrywe waar werksplekke gevaarlik is. Hulle help om jou mense op te lei om veilig, vinnig en akkuraat te werk. Nou, hoe doen 'n klomp gamers dit? Simulasietegnieke, soos wat die Yanks gebruik voor hulle 'n buurland inval. Hulle bou simuleerders, soos wat gebruik word om vegvlieëniers op te lei of waarmee Max Verstappen oefen. STS bou virtuele myne, soos die wat Elon Musk gebruik om kobalt vinniger te myn. Nes NASA gebruik hulle simulasies om foutopsporing te doen. En net soos Sky News gebruik hulle slimskerms om verkeersvloei te verduidelik. Al hulle opleiding speel af in lewensgetroue werksplekke waar nuwelinge leer om reguit te boor of om hoë risiko's te bestuur. Dan word al die resultate vasgelê vir oogopslagbeoordeling en data-gedrewe besluitneming. Ja nee, STS se digitale verkenners is soos Coach Rassie. Hulle lei spanne speel op om in die regte wêreld wenners te wees. Simulated Training Solutions. Besoek gerus hulle webwerf om te sien hoe hulle jou kan help. Kylex en Kajima in Pretoria Wes is sustermaatskappye. Kylex is al in 1969 begin en is 'n toonaangewende verskaffer van outo-elektriese onderdele en komponente wat die motor, kommersiële, landbou en industriële sektore bedien. Hulle produkreeks sluit in alternators, aansittermotors, batterye, ligte, elektriese toebehore en verwante komponente. Alles ondersteun deur kundige tegniese advies en landwyse verspreiding. Kajima is in 2007 gestig om nie net die behoefte aan opleiding in die motorelektriese veld aan te spreek nie, maar ook te voldoen aan die dringende behoefte in vaardigheidsontwikkeling. Hulle bied die volledige spektrum outo-elektriese opleiding met kort kursusse van basiese tot gevorderde vlakke wat fokus op die opgradering en bemagtiging van vaardighede. Kylex is bekend vir kwaliteitprodukte, professionele kennis, voorraadbeskikbaarheid en uitsonderlike kliëntediens, terwyl die Kajima opleidingssentrums praktiese en doelgerigte kursusse aanbied. Kylex en Kajima, hoë kwaliteit, betroubare outo-elektriese produkte, gerugsteun deur kundige advies, professionele diens en toonaangewende tegniese ondersteuning. In Augustus 2026 bied Vleis Sentraal met trots die volgende nasionale veilinge aan. SA Vleis Merino se nasionale veiling op 5 Augustus vir die 70ste keer in Bloemfontein en op 11 Augustus 'n nasionale veiling by Frankfurt Golfklub. Dan is ook die Brangus nasionale veiling wat op 12 Augustus by die Afridome in Parys plaasvind. Veilings kan ook aanlyn bygewoon word. Vir meer inligting besoek hulle webblad by vleissentraal.co.za. Vleis Sentraal, jou beste bot. Marius Smal is die uitvoerende hoof van Photon South Africa en hy is hier by ons in die ateljee. Goeiemôre. Goeiemôre. Baie lekker om jou te hê, Marius. Vertel ons van die Photon voertuigreeks wat tans in Suid-Afrika beskikbaar is en watter tipe kliënt is vir elke model? Jy weet, daai is 'n interessante ding. Want Photon op hierdie stadium het die grootste ligte kommersiële reeks beskikbaar in Suid-Afrika, of jy nou entrepreneur is, of jy 'n groot maatskappy of 'n groot besigheid is. Ek glo ons het ietsie vir jou. Ons begin by ons klein truckmate reeks, soos 'n ligte klein trokkie wat so op R199,000 begin insluit in 'n belasting. Soos 'n baie lekker voertuigie vir ons entrepreneur. Hulle kom ook in 3 verskillende opsies. En dan het ons miler wat 'n klein bietjie van 'n groter trokkie is. Hy kom in 6 opsies en wat baie lekker is vir ons is dat sy kleinste opsie kan jy 'n gewone kode 8 lisensie gebruik om jou daaglikse werksverrigting te doen wat jy het om te doen. En dan ons view reeks is van 'n paneelwa tot 'n lekker luukse busie om mee rond te ry en hulle begin ook so op R449,000 insluit in 'n belasting. En dan beweeg ons na ons bakkies toe. Wat ons G7 reeks is en die G7 reeks in 'n enkel kajuit begin op so R329,000 en ons dubbelkajuit in ons G7 begin op so R399,000 en dan het ons Halo series, as ek dit so kan noem, wat ons V-reeks is. Hy kom in 'n V7
En in 'n V9, dis nie die engine hoeveel silinders daar is nie, dit is net tans die grootste dubbelkajuit bakkie wat jy in Suid-Afrika kan koop vanaf R689,000. So die waardeproposisie is absoluut uitstekend. Verseker, daar's 'n ontsaglike klomp ingenieurswese wat in moderne voertuie ingaan. Wat is van hierdie bekende wêreldbekende tegnologie en komponente wat in julle produkte gebruik word en waarom behoort kopers daarvan kennis te neem? Maar ek dink wêreldklas komponente is 'n moet. En as jy geld investeer in enige ding, wil jy tog verstaan wat is die kwaliteit rondom die voertuig. So handelsname soos Bosch, Cummins, ZF, Eaton en Borg-Warner is om maar net 'n paar van die komponente te noem wat in al die voertuie gebruik word op hierdie stadium, ja. Nou, julle het onlangs aangekondig, julle het in 18 maande 5000 voertuigverkope bereik. Baie geluk daarmee, dit is inderdaad merkwaardig. Wat dink jy het hierdie sterk groei en aanvaarding deur die Suid-Afrikaanse mark en Suid-Afrikaanse klante aangedryf? Want ek dink as jy 'n land en mense wil vra wat finansiële druk verstaan, is dit ons Suid-Afrikaanse mark. Ja. En dit is deesdae die grootste deel van 'n besluit. Is die insetkoste om 'n voertuig te koop en nie noodwendig die handelsmerk wat mee die grootste deel is van die besluit nie. En dan natuurlik ook die applikasie. So ons glo dat die klein gaatjies wat ons geïdentifiseer het reg deur die hele Suid-Afrikaanse ekonomie en dan ook soos ek voorheen gesê het vir jou entrepreneur en jou groot besigheid dat ons wel ietsie in elke gaatjie vir jou het teen die regte prys. Absoluut. Nou kliëntevertroue is natuurlik 'n baie groot ding as dit kom by motorverkope en natuurlik naverkope ondersteuning wat elke kliënt wil weet dat wanneer hy 'n motor aanskaf, daar is naverkope diens ook. Hoe verseker julle kliënte betroubare naverkope diens en hoe boesem julle daai vertroue by hulle in? Ja, dit is 'n baie belangrike aspek en ek dink dit is waarop ons die meeste aandag ook gee. En vir daai rede op hierdie stadium met ons 65 handelaars nasionaal om seker te maak dat waar jy ook al gaan, sal ons 'n handelaar hê wat na jou kan omsien. In terme van onderdele investeer ons nogal redelik groot om seker te maak dat die regte onderdele in die land beskikbaar is. En natuurlik weet jy soos wat ons vorentoe gaan, sal ons seker maak dat ons onsself ook verbeter na aanvraag van wat ons kliënte aan die einde van die dag verwag. Absoluut. Marius, baie dankie dat jy 'n draai by ons kom gemaak het en baie sterkte met julle bedrywighede. Dit is wonderlik om te sien hoe julle woeker in die Suid-Afrikaanse mark. Baie dankie, waardeer. Marius Mal, die uitvoerende hoof van Foton South Africa wat hier by ons kom kuier het en ons kyk nou na 'n onderneming in Vanderbijlpark. En daarna is dit Dawid met ekonomiese sake. Om vandag 'n besigheid te bestuur word baie kompleks. Wetgewing verander en sperdatums word strenger. Jy moet ook die regte kultuur bou, leiers ontwikkel en strategie uitvoer wat resultate lewer. Om dit als te bestuur terwyl die besigheid vorentoe bly beweeg, is moeilik vir selfs die beste spanne. CSS Impact Associates is geskep as 'n enkele betroubare vennoot om jou met hierdie uitdagings te help, sodat jy kan fokus op jou kernbedrywighede. Hulle bied bestuurskonsultasie, strategieontwerp en uitvoering, BBEE-konsultasie, kultuur- en veranderingsbestuur, geakkrediteerde opleiding en ontwikkeling, spaneffektiwiteit en prestasiebestuur, diensbillikheidadvies, WSP en ATR-voorleggings en 'n volledige reeks wetlike nakoming oplossings. Alles uitgevoer met een geïntegreerde praktiese benadering. Ons laat 'n blywende impak deur besigheid te bemagtig en nakoming te bevorder. Transformasie, leierskapontwikkeling, kultuur. Ons is die vennoot wat jy wil hê. CSS Impact Solutions. Elke besigheid verdien 'n vennoot wat bereid is om 'n pad saam met hulle te stap. Eerste teken van griepsimptome? Neem Acylococcinum. Acylococcinum is 'n homeopatiese medikasie vir die hele familie en ondersteun die liggaam om griepsimptome te beveg. Dit is nie gewoontevormend nie en veroorsaak ook nie lomerigheid nie. Wees voorberei hierdie winterseisoen met Acylococcinum, beskikbaar by apteke en gesondheidswinkels landwyd. Een sterker ekonomie begin by mense wat veilig en tuis voel en wat hoop het. Hartland, trotse borg van ekonomiese sake, want ons bou leefstyle wat saam met Suid-Afrika groei.
Nou Jordan Lewis was verlede week ons gas gewees en ek het verlede week ook gesê daar's 'n paar strukturele veranderings wat ek sou aanbring in die ekonomie indien ek die geleentheid sou gehad het. En een daarvan is om die belastingregime te verander. Nou ek het nou navraag daaroor gekry van die veranderings wat ek sou aanbring en hier's 'n paar voorbeelde van 'n paar goed wat ek sou verander. Die belangrikste bron van inkomste vir die minister van Finansies is persoonlike inkomstebelasting. Daar's 'n hele klompie kerwe. Ek sal die aantal kerwe verminder byvoorbeeld. Ek sal ook die aftrekkings wat mense het, daar's 'n hele spul aftrekkings. Die van die aftrekkings gaan ek soveel as moontlik van ontslaa raak. Wat mense ook moet onthou is dat persoonlike inkomstebelasting oor die lafferkurwe is, wat beteken as jy dit verder verhoog, gaan jy minder inkomste inkry. So verkieslik moet mense veral die hoër inkomste persoonlike inkomstebelastingkurwe iets wat laer afwaarts aanpas. BTW is die tweede belangrikste inkomstebelastinggroep vir die minister van Finansies en die belangrikste verandering wat ek daar sou aanbring is om al die zero rated goederes, hierdie goederes wat 0 koersbelasting het, die hele lot van hulle af te skaf. En onthou voordat iemand nou vir my gaan sê wat van die arme mense, jy kan dit aanspreek in die uitgawekant van die begroting. So verhoog eintlik jou grants byvoorbeeld, maar raak ontslaaf van al die 0 koersbelasting met die uitsondering natuurlik van uitvoere. Dis wat BTW aanbetref. Die derde belasting is die belasting op maatskappywinste daarse. Maatskappywinste is hopeloos te hoog in Suid-Afrika. Maatskappye betaal nie belasting nie, hulle wentel hulle hele belastinglas af na individue toe en op die ouend betaal individue al die belasting. So dit maak dit eenvoudiger en verlaag die belastings op maatskappye. Dis krities belangrik. Die vierde belangrikste belasting vir die minister van Finansies is belasting op brandstof. Ek sal dit behou. Dis 'n indirekte belasting, dis 'n breë basisbelasting, is moeilik om te ontwyk. Ek sal dit hou. Dan 'n klompie ander belasting soos die sogenaamde sondebelastings. Nou teoreties is dit nie 'n goeie idee nie om die sondebelasting te hê nie. Ek sou sekerlik van die suikerbelasting ontslaa raak. En hier's 'n belasting wat ek vereers sal afskaf. En dis 'n belasting heeltemal op tabakprodukte. Meer as die helfte van sigarette in die land word verkoop op onwettige manier. So raak ontslaaf van al daardie belastings. En op die manier formaliseer die mark behoorlik, dan kan jy vir belastings begin terugkry en daarna sit jy net eenvoudig op 'n indeksbasis dat hulle elke jaar aangepas word met die inflasiekoers. So daar's 'n paar voorstelle. Dit gaan die belastingregime in Suid-Afrika dramaties vereenvoudig en makliker maak en goedkoper maak. En 'n hele klompie ander belastings wat ek nog nie eens genoem het nie, kan eintlik maar net afgeskaf word. Hierdie week is dit weer tyd vir ons goeie nuus persoon, the good things guy, en net hierna gesels ek met Brent Lindekie. The good things guy, Brent Lindekie. Dis heerlik om jou hier te hê. Ek's terug. Jy's terug, né? It's fantastic to be here. Thank you. En jy het vir ons altyd 'n goeie nuus storie. 'n Goeie nuus storie is die fotostories uit die Kaap uit. Begin daarmee. So this is a speciale story, 'n pragtige een. 'n Pragtige een. So photographers Marius Shavinsky and Michelle Bobbitt decided to do something called the compliment revolution, Davy. So they walked around Cape Town and they sort of approached people and said, "Can I please take a photo of you?" And then they did. And then they gave them a compliment. They said, "Davy, your smile is so beautiful." And suddenly, the photo changed completely. It brought out the real nature of who people are. They were smiling bigger, they were happier, and the photos are really beautiful, and that's what's been trending this week. And it shows us that kindness and compliments can actually make people happy. So is it a before and after kind of pictures? Ja, before and after. En ek onthou my eerste jaar at universiteit. We learned in marketing, in the first marketing course that I did, there was a call center that completely changed their production line because they taught people in the call center to smile while answering the phone. And it is really true. So compliments and smiling can really change things for the better. For the better. Okay, dit is een storie, dis 'n baie mooi storie. Ja. Dan sou ook ek dink is ook 'n Kaapse storie en dis oor die Huskies. The Huskies is actually in Pretoria. In Pretoria. Pretfontein. Pretfontein, the 012. and we reported on the story. It was sort of mid-June. Husky Heaven Rescue had completely run out of food. They had no food. They look after it's almost 100 dogs of different breeds. Many of them are Huskies, but it's different breeds. And they put the call out on social media, and South Africans do what they did best, what we do best. Wat ons die beste doen. Yeah, one of the companies was Spar. They jumped on it immediately, and it was almost 200
dog food bags. 208. 208. Jy ken die storie. Ja, nee, ek ken dit. Ja, ek ken die storie. Ek kan nommers onthou. So it was 208 bags of food that came from Spa, and then just South Africans, donations, volunteering, phoning. The actual charity themselves said that they were overwhelmed by the love that South Africa was giving to these animals. We forget, or maybe we don't forget, it's tough in South Africa. The economy's tough, it's tough on our pockets, but for charities, they take a knock as well. So when it's tough for us, it's tough for them too. And this just goes to show a little help can go a long way. En dan is nog 'n storie, ek dink is van PJ Powers. PJ Powers, ek is lief vir PJ Powers. She went viral. She stopped at Fourways Mall. And her mind was wherever it was, and she needed to do errands, so she hopped out of her car and she went into the shopping centre, and she actually didn't close her car door. She left her car door. Die staan die deur oop, so. Yellow up. And the security guard, his name is Hector Gumenazi, he saw this, he tried to stop her, but she was already chips into the shopping centre. So he stood right there by the car the whole time to make sure. He didn't want to close the door, he didn't want to touch anything, so he just stood there. And when PJ Powers came back, she was so surprised by, it's his job, right? So his security. But she was so surprised by his kindness and his care to sort of stand there. And he said to her, ma'am, please look in your car. Your Ray-Bans are there. That's there. You left your car door open. It could have been stolen. And that story recently went viral with South Africans calling Hector a real hero. Because it could have gone another way, right? In South Africa, we hear like crime all the time. Ja, dink as 'n kar deur oop staan, beteken net een ding, jy kom terug en daar's niks meer oor in jou kar. Well, your car could be gone. Jou kar gaan weg wees. Yeah, so just a good news story about a real good guy. Het jy vir ons nog 'n storie? Ek het one more, and it's about Maritzburg College boys who pulled off an epic blazer display. So it was part of their weekend celebrations. They had paddle and soccer and rugby and everything in between, but they had this war cry. It's a 9-minute long video that where they all grouped together with their blazers. And I don't know if you've seen when these kids nowadays, I didn't have this at school, but where they change their blazers and it changes colour, and they've gone viral for this beautiful war cry that was captured with drone footage. So just lekker talented South Africans doing lekker dinge. En dan het ons die good things guy wat vir ons kom vertel van hierdie lekker dinge wat gebeur in die land. Ek gaan hier wees elke maand. I promise. I'm going to keep coming. I'm going to keep bringing you good news. En jy gaan sorg dat hierdie swaar gemoed in die ateljee so 'n bietjie opgelig word. Dankie dat ons is altyd lekker lotties in die ateljee. Dankie dat jy by ons weer 'n keer 'n draai gemaak het. Nou, dankie dat jy vir ons die mooier kant van die lewe wys. Baie dankie. Brent Lindekie, die good things guy. Terug na Sake Fokus. Die meeste van ons hou van 'n goeie koppie koffie en The Daily Coffee Cafe kan jou daarmee help en is besig om hulle winkels vinnig nasionaal uit te brei. Dan kyk ons ook wat Baker Tilly Greenwoods Capital doen. Daar nog sal Charlene met hulle. By The Daily Coffee Cafe glo hulle nie in reëls soos ontbyt net tot 11:00 nie. Hier sluit hulle nie die eiers toe nie. Hulle glo in regte koffie, 'n Africa blend bone van Ethiopië en Uganda, plaaslik gerooster en met liefde gemaak. Dis hoekom elke 8ste koppie koffie op die huis is, want goeie klante moet beloon word. The Daily is waar locals ontmoet, waar New York se industriële styl die Karoo se warm huislikheid ontmoet. Of jy nou net werk wil opvang, vriende sien, 'n besigheidsgesprek het of sommer die kinders wil bederf, die Daily is reg vir jou. Daar's altyd iets op die spyskaart, ontbyt heeldag, tuisgebakte koeke en iets groter vir die manne. Met meer as 40 winkels landwyd is daar altyd 'n Daily naby jou. The Daily Coffee Cafe, where locals meet to drink good coffee. Besoek drinkgoodcoffee.co.za. Baker Tilly Greenwoods Capital, 'n filiaal van Baker Tilly Greenwoods, bied geïntegreerde korporatiewe finansierings en adviesdienste aan sake-eienaars reg oor Suid-Afrika. Hulle is in 1931 in Kaapstad gestig en is vandag een van Suid-Afrika se oudste en mees gevestigde onafhanklike auditrekenmeester en adviesfirmas met geassosieerde lidfirmas in Johannesburg en Durban.
By Baker Tilly Greenwoods Capital help hulle kliënte met die koop en verkoop van besighede, samesmeltings en oornames, waardasies, omsigtigheidsondersoeke en kapitaalverkryging, van strategie en voorbereiding tot onderhandeling en uitvoering. Kliënte kry vennootgedrewe persoonlike aandag, een span om een tafel. Die korporatiewe finansieringsspesialis, die belastingpraktisyn, die regsadviseur en die koop- en verkoopmandaatadviseur. So word elke besluit en elke dokument deel van dieselfde storie. Gekombineer met Baker Tilly International bied hulle plaaslike begrip met globale bereik. Baker Tilly Greenwoods Capital, een span, een proses. Vertroue vir die langtermyn. Kwesi Kritzinger en Yuri de Kok is van Baker Tilly Greenwoods Capital. Nie die maklikste naam wat julle gekies het nie, Kwesi. Vertel vir my van julle institusie. Salim, baie dankie en dankie dat ons vandag hier by julle kan wees. Dit is eintlik 'n baie groot voorreg om te kan praat oor Baker Tilly Greenwoods. Capital is een van die bene. Baker Tilly Greenwoods is 'n auditfirma, adviseursfirma en belastingfirma in die Wes-Kaap en ons klop net kort van 100 jaar uit. Ja, hoe help julle mede-eienaars en sake-eienaars in hulle besighede? Hoe ondersteun julle hulle? Dis 'n fantastiese vraag. As jy dink, meeste besigheidseienaars, hulle besigheid is nie net 'n besigheid vir hulle nie. Dit gaan vir hulle oor, dit is hulle inkomste, dit is hulle lewensbates wat hulle het, dis hulle aftrede en hopelik wat hulle kan nalaat vir hulle kinders. Ja. So by Baker Tilly Greenwoods en veral aan die capital kant, help ons familiebesighede en eienaars besturende besighede hoe om hierdie besighede te bou, te groei, te struktureer en hopelik in die toekoms te kan verkoop. Ja, maar Yuri, as hulle dalk nie nou onmiddellik wil verkoop nie, maar hulle wil 'n paar ander goed merk en seker maak byvoorbeeld die besigheid is reg gestruktureer, kan julle hulle daarmee ook help? Charlene, ons kan, en dis eintlik waar baie van ons werk begin, want baie van ons kliënte wil nie hulle besighede verkoop nie, om die waarheid te sê, hulle het geen plan om hulle besigheid te verkoop nie. Maar dis waar ons werk kan begin, want dis waar voortydige beplanning kan begin met die regte strukture in plek sit, kapitaalallokasie reg doen, seker maak inkomste word beskerm, bates word beskerm, risiko's word bestuur en sodoende die besigheid in 'n beter plek sit. Wat ons wel vind, is dat swak strukture kan plaasvind dat veroorsaak dat koste veroorsaak word op 'n latere stadium en ons wil dit vroegtydig probeer verhoed. So om 'n langer pad saam met ons kliënte te stap is vir ons 'n beter antwoord. En julle werk graag met enige besigheid in enige sektor. Korrek. Ja. Kwesi, julle praat van een span om een tafel en dit klink vreeslik idealisties in hierdie era van Zoom en Teams meetings. Wat bedoel julle daarmee? Hoe werk dit in praktyk? So ek dink die eerste ding om vir jou daar te sê is ons span is 'n inkantoorspan, want daar's net 'n belangrikheid aan die verhoudings en die persoonlike verhouding wat jy het aan dit. As jy dink aan transaksies, jy het 'n finansiële adviseur aan die een kant, jy het 'n belastingkenner aan die ander kant, jy het jou prokureur wat goeie werk doen aan die derde kant. Maar die risiko in transaksies is nie noodwendig in die kommunikasie van onderhandeling nie. Dis in die oorgang van kommunikasie. Dis die oorgee tussen jou belastingkenner en jou finansiële adviseur. Dis waar die pap op die grond val. En dis waar ons is. Ons is een span. Ons is een span vol finansiële adviseurs, vol belastingkenners, vol transaksieadviseurs en regskenners. Ons sit fisies om een tafel. Ons is een geïntegreerde span wat die strategie doen, die werk doen en al die kommunikasie doen. Van punt 1 tot al die pad tot by waar almal se hande geskit is en ons 'n gelukkige transaksie gedoen. So julle tree regtig op asof julle self belange in die besigheid het. Korrek, ons neem wel geen selfbelang in die transaksies nie. Ons is net adviseurs. Nou hierdie gou vinnig, baie van julle kliënte is familie en privaat besighede. Hoekom is dit so belangrik om vroeg al te dink aan goed soos struktuur, belastingeffektiwiteit, dalk nie vir jou nie, maar vir die volgende generasie? Ja, Charlene en Koos het dit vroeër genoem en ek dink dis 'n belangrike punt. Vir baie van ons kliënte en familiebesighede veral is die bate is 3 goed in 1. Dis hulle huidige inkomste, dis hulle aftreebeplanning en dis ook die bate wat hulle graag wil los vir hulle familie. En wat ons vind is dat daar draaiballe kom na jou kant toe en dit is onbeplan en meeste van die tyd as die draaiballe gebeur, kon dit voorsien geword het as ons 'n goeie gesprek gehad het voor die tyd. En wat ons probeer doen is om deur goeie gesprekke voor die tyd te hê, seker te maak die strukture is in plek, om die finansiële welstand van die familie in plek te hou en ook in die waarde van die besigheid in stand te hou. En dit is hoekom dit so belangrik is dat mense adviseer het van Baker Tilly Greenwoods Capital. Baie eenvoudige naam. Baie dankie dat julle kom kuier. Ontbytsake se projekbestuurder Pieter de Waal vertel ons nou van sy volgende sakefokus.
is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Goeiemôre. Ontbytsake bring in 'n komende sakefokus uitsending die fokus na Centurion, 'n gebied bekend vir gevestigde ondernemings, groeiende besighede en nuwe geleenthede. In 'n mededingende mark is dit nie altyd die beste onderneming wat raak gesien word nie, maar dikwels die een wat sy waarde die duidelikste kommunikeer. Daarom bied Ontbytsake die geleentheid aan Centurion se saakondernemings om tydens hierdie sakefokus uitgelig te word. Ek nooi jou om my besonderhede op die skerm te neem en kontak te maak om oor deelname aan hierdie uitsending te gesels. Met ervaring in ligtheid en produksie help ek jou om jou onderneming se boodskap professioneel en doelgerig oor te dra. Ek sien daarna uit om met jou te gesels. Nou, oor na Corlie. So ek is al 'n paar stappe verder, maar ek gaan presies nou vir jou verduidelik wat ek gedoen het. Nou in daai selfde pan waarin ek die vleis gebraai het, voeg ek botter, vars knoffel en gemmer by. Net so wat 30 sekondes braai jy dit totdat alles heerlik en geurig is. Ook die rooi eie roer jy terwyl dit dan nou braai. Nou daarna voeg ek die chili crunch by en die gedroogde eie. Dit gee net daai bietjie hitte, maar ook daardie heerlike brostekstuur en ekstra smaak en lekkerte. Nou vir die sous van die dis meng ek dan nou olyfolie, vars suurlemoensap, bietjie van daai wyn en ligte sojasout. Nou al daai hoeveelhede is op die resep aangedui, die hoeveelhede en die bestanddele. Dan gooi jy dit nou in die pan en jy laat dit vir so 2 tot 3 minute dan nou net liggies sprit, sodat al daai geure lekker saam smelt. Nou die volgende deel is die lekker deel. Dan voeg jy nou al daai lamsvleis terug in die pan, sodat dit 'n geurige sous of al die vleis in die sous kan absorbeer. Nou as jy jou vleis nog 'n bietjie langer wil gaar maak, is dit die ideale tyd om dit dan nou vir 'n paar minute te laat prit. Dit is nou waar ek presies met hierdie stappe van die resep is. Die lamsvleis is nou perfek gaar en ek het ook reeds al so 'n bietjie van hierdie vars korianderblare bygesit. Nou is al wat oorbly dat ons natuurlik die pasta en dan net vir so 'n bietjie kleur het ek baba spinasieblare wat ek ook gaan insit. Dit alles liggies deurmekaar nou roer totdat elke stukkie pasta dan nou met sous bedek is. Nou kom ons sit gou-gou hierdie laaste paar bestanddele dan by. Hier is net 'n bietjie sous wat oorgebly het want ek het gesien ek het genoeg hier in my pot. So hierdie gooi jy so 'n bietjie daar. Ek gaan hierdie net vir laaste hou en dan hier kan jy nou sommer so 'n handvol dan nou net insit en die hitte, ek het eintlik my plaat afgesit, die hitte gaan dadelik daai spinasie ook laat gaar word en ek gaan die pasta ook dan nou hier insit. Nou as ek terug is al wat oorbly ons opdiening. Maar Leon gesels nou eers met ons 2026 Comrades wenner George. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram, TikTok en LinkedIn. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Almal praat oor die feit dat hy 7327 plekke voor my geëindig het. Dit is die hoeveelheid mense wat tussen my en jou was. Wel dan tegnies net 7326. As mens nou mooi daaraan dink. So baie geluk. Eerstens van my kant af, George. Baie dankie. Ek wil begin deur ek het 'n onderhoud gesien tussen jou en Bruce Fordyce. En jy het nie te onlangs of nie te lank terug nie eerder het die ultramaraton ding eers gekom. Vertel ons wat het daai in jou kop? Hoekom ultramaraton? Was dit net 'n outomatiese oorgang éventueel? Jy het nou vinnig met Shailene gepraat oor jy het begin by baan, korter afstande, toe maraton natuurlik. Is dit 'n natuurlike progressie gewees na ultramaratonne of was daar 'n switch gewees elders? Ja, ek het toe ek met die padwedlope begin het ek begin met 10 km padwedlope. En dit was 'n organiese groei van 10 km na 21 toe en toe van 21 na maratonne toe.
En na ek my eerste marathon voltooi het by die Kaapstad Marathon, dit was Oktober 2024, toe het ek vinnig genoeg gehardloop om vir die eliteveld te kwalifiseer by die Comrades. Nou, dis moeilik om nee te sê vir die Comrades. Ek meen, dit is so relevant. Selfs my vriende wat niks van hardloop afken nie, weet presies wat die Comrades is. En so, vanaf ek besluit het om die Comrades aan te pak, sal ek sê, het ek volstoom daarop gefokus. Nou, ek wil met jou gesels oor daar was 'n gaping gewees in oefening waar jy besluit het, okay, of weens omstandighede hardloop is vir 'n tyd lank nie meer vir jou beskore nie. Vertel ons bietjie van dit was omtrent 'n 2 jaar gaping en dit was ook nie te lank terug nie. Ja, so dit was net toe ek terugkeer van Amerika af na Suid-Afrika toe. Dit was Januarie 2023. Het ek opgehou hardloop tot en met so, ek sal sê November 2023, het ek weer begin, kom ons sê, stapdraf. 'n stapdraf. Ja. Ek het 'n ding gelees waar jou vrou gesê daar op die plaas, dit was al blykbaar jy het 'n paar ou tekke gehad en toe gaan hardloop jy 6 km in sy ry saam met jou. Was dit wel die geval? Dit was een van my eerste stapdrawwe wat ek gedoen het na ek weer begin het. En sy het saam gegaan net om seker te maak dat jy oorleef. Sy wil gesien het, wat gaan ek nou doen werklik? Ja. En jy het blykbaar nog jy het baie gewig aangesit. Jy het amper soveel soos Dawie geweg so daai stadium. Ja, ek weet nie hoeveel weeg hy nie. Nee, ons gaan nou nie ons nie nommers. Ons is nie om nommers te praat. Ek het so 86 kg geweeg op ja. Nee, maar Dawie is baie dikker as dit. Ek bedoel swaarder as dit. In hierdie proses. Ek bedoel meeste van ons kyk na die Comrades en dis 'n droom en baie keer weet vir verskillende hardlopers is daar verskillende doele. Wat was van jou grootste uitdagings in die laaste kom ons noem dit 2 jaar of voor verlede jaar se Comrades? Wat was van jou grootste uitdagings wat jy in die gesig gestaar het? Ja, ek dink ek was nie bewus van wat dit verg om die Comrades eerstens te voltooi en tweedens vinnig te voltooi nie. Omrede ek van 'n korter afstand agtergrond afkom, het ek gedink ek moet daai selfde oefening toepas op die Comrades. En die Comrades is 'n hele ander wedloop. Dit gaan nie net oor aerobiese fiksheid nie, dit gaan oor jou bene om daai afstand kan hanteer. En dit was vir my 'n groot skuif, 'n kopskuif wat ek moes maak. En dan 'n ander probleem wat ek ervaar het was in Januarie 2025 het ek my enkelligamente geskeur tydens 'n halfmarathon wedloop. So ek het skeef getrap en een van my ligamente geskeur. So dit was so 5 weke wat ek heeltemal moes rus. So ek het eers Maart 2025 begin voorberei vir Comrades 2025. Wow. Ek gaan nou met jou praat oor die voorbereiding vir hierdie jaar. Ons skep net gou eers 'n bietjie asem en ons kyk na Fly Sapphire. Nou gesels ek en George verder. Ontbytsake word met trots gevlieg deur Fly Sapphire. Besoek flysapphire.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Sapphire vir die liefde van vlieg. Ek gesels verder met die kampioen George Kuse. Hoe voel daai nog? Is dit al vir jou werklik? Dis 3 weke na Comrades. Hoe het dit al ingesink? Ek dink dit sink so stadig maar seker in, maar dit is definitief 'n aanpassing. Ja. Want jy bevind jouself in werklike uitgeleese geselskap. Hoe voel dit vir jou om nou met en ek bedoel ek het nou verwys nou na die gesprek wat jy met Bruce Fordyce gehad het. Jy is nou in daai klub. Jy is nou in daai wenners sirkel. Is dit 'n droom gewees nog altyd tot 'n sekere mate en nie noodwendig Comrades nie, maar om in daai geselskap tog maar éventueel te wees. Dis verseker 'n lekker gevoel. Party van my vriende het my gevra het my lewe nou oornag verander. En my antwoord was nee, dit het nie. Ek sal sê mense lewe verander wanneer mens die besluit neem om doelgerig te werk na 'n doel toe. En dan verander jou wêreldperspektief en jou denkwyse oor jouself. Die wedloop was maar net nog 'n wedloop op die pad, sal ek sê. Nou, ek wil net in perspektief sit rondom 'n elite hardloper soos jouself se voorbereiding rondom wat jou sogenaamde bystraining begin maar eintlik tegnies vir ons wat nou nie in die elite groep hardloop nie teen September, Oktober of so. En dan Januarie begin dit nou amptelik. Dan begin jy nou so jy tel gewoonlik dan jou kilometers van
Januarie af tot net voor Kameras. Nou ek het byvoorbeeld 1600 km gedoen wat redelik baie is vir 'n novice. Hoeveel het jy byvoorbeeld gedoen van Januarie tot net voor Kameras? Jong, ek het nie self gekyk nie, ja. Maar baie mense het vir my gesê ek het so 4.500 gedoen. Dit byvoorbeeld en dan ook belangrik en veral met die opwet is om te kyk hoeveel meter jy geklim het. Ja. Ek was rondom 24.000 meter, 24 km wat ook redelik eintlik 'n bietjie te veel was vir my voel ek nou na die tyd. Hoeveel het jy geklim van Januarie tot net voor Kameras byvoorbeeld? Ek het nie daai nommer dopgehou nie, maar weer eens ek dink iemand het vir my gesê 60.000 meter. 60, so ons praat van 60 kilometer se klim. Dit is 'n redelike klompie kilometer om op jou bene te sit. 'n Ding wat ek ook in daai gesprek met Bruce nogals wat vir my baie interessant was en jy en Charlene het vinnig nou daarna verwys. Jy het 'n redelike analitiese brein met die statistiek en dies meer. Maar en hy wat gekom het van 'n kuns waar hy baie klas gegee het in die geesteswetenskappe kan ons maar sê. Is hardloop nie tog maar op die ouene 'n kuns nie en beskou jy dit eintlik tog ook so al kyk jy na die syfers baie? Dis verseker 'n kombinasie van kuns en 'n wetenskap. Soos jy noem, Bruce kom van ek dink uit Engelse literatuur geswat. En ek kom bietjie meer van 'n analitiese perspektief af. Maar tog is daar baie ooreenstemming met die manier hoe ons voorberei het, maar ook tog baie verskille. Ja. So verseker dink ek daar's 'n kunselement tot dit, maar ook 'n baie amper 'n wiskundige of 'n wetenskaplike benadering wat mens kan volg. Nee, verseker. En nou daar's kuns in die syfers ook, dink ek tog maar as jy mooi raak. Ja, dis mooi. Ek dink wat hierdie vir ons almal merkwaardig maak en ek wil tog maar net vir jou sê, om vir 'n ou met 'n day job. Jy weet soos wat die gewoontes van ons maar het. Jy weet jy moet werk en waar ons nou ek het gaan Kameras hardloop want dit is vir my lekker. Ek het nie gegaan om te wen natuurlik nie. En hulle het net voor ek gegaan het vir my gesê wen is nie alles nie. Wen is nie alles nie, George. Onthou net dit. Maar daar bly tog iets merkwaardigs aan om vir Jan Alleman draai hierdie vlag en ek wil vir jou sê baie dankie daarvoor en dankie dat jy vandag die tyd gemaak het om by ons te kom kuier. Ja, dankie dat ek hier kan wees. Dis net ons voorreg. Nou net weer 'n herinnering vanuit die wynlande en Platters Wine Guide 2027 aan alle wynprodusente. Maak asseblief seker jy reageer op die e-pos vanaf wines@wineonaplatter.com as jy nog nie het nie. Alle produsente moet asseblief hulle verwagte wyne en oesjaarstate dokument dringend indien. Die sperdatum is 7 Julie en hierdie inligting is noodsaaklik om seker te maak julle wyne word vir die 2027 Platter uitgawe oorweeg. Maak dus seker jou dokumentasie is gestuur en dat jou inskrywing betyds ingedien is. Platter Wine Guide 2027 is regtig die maatstaf vir uitnemende Suid-Afrikaanse wyn en as wynprodusent moet jy daarin raak gesien word. Is nou tyd vir Kibersake. Pandemonium hier so net. Ja, nou dis nou tyd vir Kibersake. En verlede week was ons gas die DA-leier Jordan Hill-Loos hier in die ateljee. En soos dit nou maar in die politiek gaan, is almal nou nie heeltemal uiteenlopende opinies wat ons gesien het op Facebook, maar ek kan vir julle sê ek het dit baie geniet om te kyk. 'n agter mekaar kerel, hoor. Ek moet vir jou sê en hy ook. Die mense stry lekker op die sosiale media. Truida Snyman Pretoria het geskryf GHL. Dis sy naam, né? GHL is 'n jong dinamiese leier. Hy is daar vir almal in die land, harde werker en nie bang om self sy hande uit te steek om te help waar hy kan nie en ek stem daarmee saam. Sien ook dat hy baie insit om beter fasiliteite daar te stel vir kinders. Met hom as leier kan dit net beter gaan in ons land. Ja, wat ek dink ook nogal so. Ek nou regtig baie gevoel, maar Elmarinel Malherbe het geskryf, nee, roep vir oom Pieter en Magda Waldek het ook van haar laat hoor en sy sê, ek wens net almal wil saam staan vir 'n slag. Net een van ons maak 'n foutjie in die party is die hele party is daarmee sleg. Ja. En dis maar net my opinie sê sy nou. En ek dink dit is belangrik ons moet hou lig jou opinie asseblief en gesels saam op die sosiale media. Ons hoef nie ad hominem te raak nie. Ons hoef nie die persone aan te val nie, maar dit is baie lekker om sê weer daai woord ad hominem. Ek is baie slim eintlik, hoor. Maar net op Saterdagoggende.
Dis weer tyd vir ons bitterlekker top 3 en ons het nog 6 enkelsnitte wat van onafhanklike kunstenaars wat ons aan julle wil bekendstel. Selonia, die kunstenaars woeker lyk dit my. Marie-Leon, ons het 'n paar groot name op hierdie line-up. Hier volg die 6 benoemdes in alfabetiese volgorde. Eerste aan die beurt, Aiden Cade met sy liedjie Hoor jy my nou. Dis 'n diep persoonlike en alternatiewe Afrikaanse snit wat temas van kwesbaarheid en selfgelding ondersoek. En dan is daar Boshoff Arendse met sy lied, wag vir dit, Arend. Dit gaan oor eie identiteit om jouself te vind en om soos 'n arend bo alles uit te styg. Volgende aan die beurt is Droomsindroom saam met Bernice West en die titel van die lied is Toelaat. Die tema is oor 2 mense wat mekaar liefhet, maar ook eerlik is oor hulle tekortkomings. Dit is mooi, nee? Darren Lamb is ook onder die week se benoemdes en sy sing Lang pad na die hemel wat sy beskryf as 'n totsiens wat nooit gebeur het nie of 'n gesprek wat te gou geëindig het. Onthou, Darren gaan ook by ons ontbytsake toekennings optree. Gaan jy 'n bietjie soet aantrek vir die toekoms? Ja, ek sal nou maar seker moet. Die immer gewilde Willem Botha het ook 'n enkelsnit bekend, Hallo my hart. Dis 'n eerlike en emosionele gelade lied wat die storie vertel van 2 mense wat mekaar weer ontmoet na 'n lang tyd en afstand. Ag man, en laastens is daar die nuwe liedjie van Wilmarie Senekal en sy sing Weerlig liefde. Dit vertel die verhaal van daardie spesiale persoon wat onverwags in jou lewe instap en skielik soos 'n weerligstraal jou lewe kom verander. Dis dan die week se musiekvrystellings, gaan luister daarna op sosiale media en stem vir jou gunsteling. Die bitterlekker top 3 word dan binnekort aangekondig. Ons kyk nou na Kragdag en dan gesels Charlene met Sunay Saunders daaroor. Sunay Saunders is die operasionele bestuurder van Kragdag en sy kuier in die ateljee. So jy is al moeg gewerk, want toe die hekke laas jaar toe gaan, toe begin jy al te werk. Definitief, ja, nee. Voor die hekke nog toe gegaan het, terwyl ons almal nog daar rondgestap het, definitief. Maar vertel net gou vinnig vir die kykers, wat is Kragdag en sê ook sommer wanneer dit hierdie jaar weer gaan plaasvind? Goed, so Kragdag is 'n selfstandigheidsexpo. Ons fokus op enige doen jou eie ding tema. Jou eie watertank, jou eie groentetuin, jou eie energieopwekking, alternatiewe krag, al daai tipe dinge. En ons het natuurlik ook 'n groot landboukomponent. En dit is hierdie jaar van die 6de tot die 8ste Augustus. En hopelik reën dit nie weer nie. Ek hoop regtig nie so nie. Maar wat is die tema van die expo vir hierdie jaar? Want daar is mos elke jaar 'n spesifieke fokus. Definitief. So ons probeer elke jaar 'n bietjie die Kragdag boodskap basies uitbring op 'n unieke manier. En hierdie jaar se tema is druppels maak strome en strome maak riviere. En dit sê basies bietjie maak baie. So elke persoon se een dingetjie wat hy verbeter in sy lewe dra by om op die ou einde van die dag 'n gemeenskap sterker te maak. Ja, dit is 'n allemintige expo. Ek was nou toevallig verlede jaar daar. Wat kan besoekers hierdie jaar verwag? Goed, so ons het so bietjie meer as 600 uitstallers hierdie jaar waarskynlik. En dis 11 hektaar groot uitstal area wat ons het. So bring maar gemaklike skoene en 'n sonhoed saam. Ons hoop dan nou nie vir wolke nie. En ja, ons het 6 programme wat gelykertyd loop. Ons het 2 arena programme, ons het 'n kopskuif ateljee, ons het 2 verhoë en ons het 'n skouringprogram in die landbouafdeling. So dit beloof om baie opwindend en interessant te wees. En dit is daarom nie te ver nie nou vir die mense van Pretoria en Johannesburg. Waar presies vind die expo plaas? Ons is so 20 km oos van Pretoria. Ons is net 3 km vanaf die N4 naby Ryten vir die mense van die area. Ja, maar julle het ook 'n paar opgraderings gedoen om dit makliker te maak vir besoekers om die expo te bereik. Vertel vir ons bietjie. Beslis. Ons het heeltemal 'n nuwe pad gelê. Dit is nou nie heeltemal geteer nie, maar dit is 'n lieflike grys pad. So ek weet laas jaar het 'n paar mense wel uitdagings gehad die dag wat dit gereën het. So hierdie jaar is ons reg vir dit. En die kostes vir toegang vir hierdie jaar? Ons het 'n
'n baie interessante konsep. Kinders kan heeltemal gratis inkom, wat ons hoop dan meer gesinne gaan bring, want dit is tog maar 'n gesinsdag. Maar vir die groot mense, as jy vooraf jou kaartjie aanlyn koop op Tixa, is dit R85 en as jy dit by die hekke koop of gedurende die expo, is dit R135 en jy kan al 3 expo daar bywoon met jou kaartjie. Ja, wonderlik. Ons sien uit daarna. Baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het en sterkte vir die laaste 500 meter of so wat voor lê. Terug na die sake fokus, maar eers herinner ons jou aan die ontbytsake toekennings en dat jy nou jou kaartjies kan koop. Die glans, die prestige, alles in die Sunbet Arena op 10 September. Die ontbytsake toekennings 2026 met internasionale kunstenaar Lauren Allred, die stem van Never Enough, 'n rooi tapijt toekenningsaand saam met Sake Elite, ook met optredes deur Elvis Blue, Darren Lam, Elandrey en Elmay Chur. Kaartjies is beskikbaar vanaf 1 Mei by tixa.co.za en ontbytsake se kaartjieskamer. Nou tyd vir die laaste paar insetsels in ons sake fokus en ons kyk na Smith Power Equipment en Vleis Sentraal Eiendomme, albei besighede wat kundig is op hulle onderskeie gebiede is. Daarna gesels Dawie met Gerber Strydom van Blue Tech Power. Smith Power Equipment het oor dekades 'n reputasie opgebou as een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van landbou, grasperk, golf en buitelugkragtoerusting. Die naam Smith het sinoniem geword met kwaliteitprodukte, betroubare diens, tegniese kundigheid en langtermyn kliëntediens dwars deur Suider-Afrika. Kliënte kan wêreldklasprodukte, professionele advies, kundige tegniese ondersteuning, beskikbaarheid van egte onderdele en betroubare naverkope diens verwag. Smith Power Equipment is daartoe verbind om verhoudings te bou deur te verseker dat kliënte maksimum waarde, produktiwiteit en betroubaarheid uit hulle toerusting kry. Smith Power Equipment. Everyone keeps asking, who are we? We are a premium brand distributor in South Africa. We do distribute premium brands like Deutz-Fahr tractors, Kubota, we do Toro turf equipment, we do Evolution and Toro golf carts, as well as our ORV business, which is the Polaris and Lanai into South Africa. Smith Power Equipment. Hulle vermoë om volledige oplossings te bied vir alle sektore maak hulle uniek geposisioneer in die Suider-Afrikaanse mark. Kennis en vertroue is waarna Vleis Sentraal Eiendomme streef. Die verhoudings wat hulle bou, vorm deel van hulle sukses. So kry hulle die beste pryse in die vinnigste tyd. Tussen die berge buite Dundee gaan 'n spogplaas van 277 hektaar die 22ste Julie op veiling. Op 6 Augustus om 12:00 is daar ook 'n 3015 hektaar veeboerdery naby Amersfoort op aanlyn veiling. 2 geleenthede wat jy nie wil misloop nie. As jy nadink oor die toekoms van jou landboueiendom, werk saam met iemand wat aan niks anders dink nie. Vleis Sentraal Eiendomme. Gerber Strydom is die bemarkingsbestuurder van Blue Tech Power. Goeiemôre weer 'n keer en baie welkom. Goeiemôre Dawie, dankie. Blue Tech Power, wie is julle in julle benadering tot sonkrag? Dis anders, hoekom? So Blue Tech Power fokus op persoonlike pasgemaakte energieoplossings in die mark vir besighede sowel as huishoudings. So met meer as 35 jaar se gekombineerde ervaring in die mark, is ons kliënte baie gemaklik om saam met ons op pad te stap. Ons gaan, wat ons bietjie anders maak in die mark, is ons gaan uit na die kliënte toe en ons doen 'n pasgemaakte analise van wat het hulle benodighede by hulle besighede of by hulle huise, en daarvolgens sit ons vir hulle 'n stelsel bymekaar wat vir hulle gaan werk en 'n lang pad saam met hulle kan stap. Dus maar ons het mos nou krag. Dis mos nou nie meer beerkrag nie, so is nou nie meer nodig om te beplan nie, of is dit? Beerdkrag gaan nog steeds al wees, al is hy nie nou daar nie, ons weer is op pad. So as ons kyk na die feite, is die elektrisiteitskostes nou al vir die afgelope 3 tot 4 jaar het amper al verdubbel. Ja. Dit sit nou weer vir die man op straat en elke ander individu en besighede onder geweldige finansiële druk. So sonkrag gee vir jou nie net gemoedsrus vir wat kom nie, maar dit gee ook vir jou 'n bietjie beheer oor jou uitgawes, gee 'n bietjie beheer vir jou oor jou geleentheid om krag te kan hê by jou huis of by jou besigheid. Wat belangrik is, en ek dink die mense wil net daar buite wil sekerheid hê van wat kom en net bietjie die onsekerheid daar buite kan blus. Maar weet as jy nou kyk na die verskillende opsies wat daar beskikbaar is in die mark, daar's baie verskillende produkte wat mense vir kan kies en so. En hoekom nou julle en hoekom is dit so belangrik om nou hierdie verskriklike duur goeie kwaliteit goed te kry? Kyk, kwaliteit is maar altyd die ding waarna jy wil kyk. As jy kyk
In die mark is daar baie produkte, so wat jy sê, ons kyk na internasionale produkte slegs wat hulle self al bewys het. Want op die einde van die dag is 'n of 'n energiesisteem by jou werk of by jou huis, is 'n 10 of 20 jaar belegging wat jy doen. En die kwaliteit van die produkte wat ons insit, gee vir ons kliënte die sekerheid dat dit langtermyn gaan hou. So dis kom ons seker maak daarvan, want daar buite kan jy 'n goedkoop produk koop, maar hy gaan nie vir jou die langtermyn waarde gee nie. En dis goedkoop koop is maar duur koop. So ons maak seker ons produkte stap die pad saam met die kliënt, dat hulle die waarde daaruit kan kry en dat die werkverrigting van ons produkte daar sal wees. Wel, ek kan vir jou sê, nee, daar's baie ontbytsakekykers wat nog onseker is, wat daai eerste stap wil neem. So hoe gaan jy al nou te werk? Wat is daai eerste stap? En hoe help julle nou ontbytsakekykers om daai eerste stap te neem? So vir die ontbytsakekykers al buite, gee ons vir hulle natuurlik 'n goeie transaksie vir vandag en 'n goeie plan wat hulle kan vat. So ons maak seker ons kom uit na die kliënte toe, ons kyk wat hulle benodighede is, verniet gratis en ons gaan daar volgens en kyk wat gebruik hulle, wat is hulle eie behoeftes by hulle besighede of huise en daar volgens beplan ons vir hulle 'n stelsel wat vir hulle gaan werk en wat finansiëel sin maak vir hulle. Ons gaan dan ook uit en ons kyk, ons gee vir hulle vir die eerste 15 kykers wat vandag hulle bestellings plaas, gee ons 20% afslag op hulle sisteme, wat 'n groot besparing is. So as dit op sy eie is hulle 'n goeie motivering om 'n stelsel vir jou in plek te kry. Ons gee ook vir hulle 1 gratis geyser beheerstelsel saam met dit vir hulle vandag. En ek dink die mense daar buite wil gemoedsrus hê oor hulle toekomstige uitgawes en dit is wat 'n sonkragstelsel vir jou gee. Ja. Nee, die enkel belangrikste in my ondervinding is dat jy moet seker maak dat daar nasorgdiens is. Verseker. En dis wat julle ons verskaf. Ja, verseker. Nee, ons kom uit na die kliënt toe as daar enigiets wat hulle na die tyd nodig het, stelselverstellings wat hulle nodig het. Ons spanne is daar vir hulle 24 uur en ons help graag uit waar ons kan om 'n pad te stap saam met die kliënte. Gerber Strydom, bemarkingsbestuurder van Blue Tech Power, dankie dat jy vanoggend weer by ons was. Waardeer vir julle. Dankie. Onthou van Pieter de Waal se opkomende sakefokus. Hier is dit gou weer en daarna maak Corlie vir ons die kos klaar. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in Centurion, gerieflik geleë tussen Johannesburg en Pretoria. As jy dus 'n besigheid daar het, neem gerus deel vir uitstekende bemarking. Dit word uitgesaai op 21 November. Ons kos is klaar. Nou kan jy net proef vir die geur en pas dit aan met nog so 'n bietjie sout en peper of selfs 'n bietjie ekstra suurlemoensap indien nodig. Nou skep die gereg in 'n groot opdienbak of bedien dit net so in die pan en garneer dit met die res van die vars koriander en nog so 'n lepeltjie chili crunch vir ekstra tekstuur en 'n klein bietjie byt. Nou hierdie is verseker 'n gereg wat indrukwekkend lyk, maar eintlik verrassend eenvoudig is om te maak. Nou kom ek skep gou 'n bakkie dat jy kan sien hoe heerlik het die vleis mooi sag geword en dan die pasta wat daarin is. Nou jy sal sien hoekom ek gesê het hierdie groot pasta, al hierdie sous het so lekker tussen in daai holtetjies gegaan. Ek dink ek gaan nog so skepie hier in skep van die sous hier onder. Daar sy en dan kan jy nou net so ekstra bietjie net om daai groen weer te laat pop. So vars daartjie aan die bokant. En dan hier is daai chili crunch. Hy brand regtig glad nie so baie nie. Hy het eintlik meer daai krakerigheid en daai geur binne-in. Nou hierdie komyn lampasta is 'n perfekte voorbeeld van hoe eenvoudig bestanddele saam iets spesonders kan skep. Die warm speserye, sappige lam en vars suurlemoen word pragtig afgerond deur die wyn. Nou die resep is beskikbaar op die Ontbytsake se webtuiste. Geniet jou naweek en sien jou volgende week. Leon gesels nou eers met Dr. Judy oor brandwonde. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En baie Medical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap.
Dr. Judy Pretorius is weer hier. Altyd lekker om jou hier te hê. Goeiemôre. Goeiemôre Leon. So, dit is brandwond seisoen, kan mens nou maar sê, nee. Hoekom sien ons meer brandwonde tydens die winter? So in die winter is dit net maar so mense begin meer implemente in te kry om warm te word. Van die grootste brandwonde is of parafienwonde wat mense kry, warmwaterbrande, elektriese brande, chemiese brande. Ja. Die probleem is daar's omtrent 3.2% van die land se bevolking wat sukkel met brandwonde tydens die winter. Wow. En die meerderheid van daai brandwonde is kinders wat onder 10 is. Met ander woorde, dit gebeur binne die huis. Ja. So en warmwaterbrande is definitief die meeste brande wat plaasvind. Is daar 'n verskil in behandeling oor die tipe brand? Ons is al so deur so 'n ding met my dogtertjie byvoorbeeld. En gelukkig my vrou, soos ek is nou weer daai, ek weet nie regtig wat om te doen nie. Is daar verskil in behandeling oor die tipe brandwond wat 'n mens kry byvoorbeeld? Absoluut. Ek sê altyd vir mense en brandwonde of enige wonde is nogal 'n groot passie van my. En mense wil altyd inspring en dalk dadelik jaag ongevalle toe, maar dit is nie noodwendig te sê nie. Die oomblik wat jy wonde baie goed verstaan en die verskillende fases van wonde baie goed verstaan, dan gaan jy weet hoe om dit te behandel. So eerstens, sê maar ek en jy brand nou. Ons het 'n oppervlakkige wond. So oppervlakkige wond is gewoonlik seer. Dis nie noodwendig vochtig nie, daar's nie noodwendig blase nie, maar dis seer en pynvol as gevolg van die feit dat ons senuwees nie eintlik seer gekry het op die uiter nie. So dis net die epidermis wat seer gekry het. Maar dan as jy bietjie dieper in die vel gaan, dan kan jy 'n middelmatige brandwond hê. Met die gevolg is die senuwees is nog 'n bietjie oop maar nou begin hy vochtig te raak en daar's blase. En dan die derde een wat ons baie keer ken as 'n 3de graadse of 'n 4de graadse wond is wat die vel so gebrand het dat jy niks eintlik meer voel nie. Hy gaan af tot subkutane vlak. So dis gewoonlik daai wonde wat moet maak dat jy ongevalle toe gaan. Jy weet of as jy in jou hande gebrand het of jou voete of selfs in jou gesig, dan sal ek sê ja, gaan ongevalle toe. Maar wat baie belangrik is, die oomblik wat ons wonde het, dan voel ons wil daai wond elke dag behandel, elke dag skoonmaak. Jy wil elke dag iets intens opsit. En van daai intense bestanddele is soos byvoorbeeld chlorhexidine of selfs bietjie huisremedie soos tandepasta en sovoorts wat definitief nie nodig is nie. Maar jy moet eintlik net 'n goeie wondsorg opsit. Ek hou van medisinale heuning met 'n parafiengas en dan maak jy jou wond toe argumentsonthaalwe van 3 tot 7 dae. En as jy dit net los, dan gaan jy sien nou daai wond begin draai en genesing gaan begin inskop. So, wat ek wil, daar is dan baie belangrik om in ag te neem, dit is nie nodig om daai wond elke liewe dag te versorg. En wat mens wil, jy wil infeksie keer en jy wil dit keer waarna gaan, maar jy sê nee. Nee, ek sê nee, los die wond. Die menslike liggaam wil homself genees en veral wonde. En ek praat van akuut, kronies en pouchirurgiese wonde. Los die wond, maak hom skoon, behandel hom, maak hom toe en probeer dit net ten minste droog hou as jy bad of stort, maar moenie elke dag 'n wond skoon maak nie. So leer mense daarom maar elke dag iets nuuts by jou. Dankie Dr. Judy dat jy weer 'n draai kom maak het. Dis heerlik om jou te hê. Dankie Leon. Man, ek sê vir jou, die vrou darm. Nou is dit Dawie se beurt om met die lang asem George Kusche te gesels. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil in die gemeenskap. My beurt met ons marathon of ons Comrades kampioen George Kusche te gesels. George, nou nie dat ek nou kan hardloop soos jy hardloop nie, maar ek weet as ek so gehardloop het, veral goeters soos lang goeters soos marathon en so, dan dink mense oor allerlei goeters. Nou een ding wat ek nou nogal gedink en wat ek doen, is om uit te werk hoeveel kilos is nog oor teen hierdie tempo en sulke sommetjies te maak. Weet jy mense kop. Ja. En wat ek nou nogal agtergekom het, hoe moer mens raak, hoe moeiliker raak dit om somme te maak. Eenvoudige somme. Waaraan dink jy en maak jy ook somme? Ja, so ek omrede ek baie hardloop elke week, het ek baie tyd om te dink. Maar ek weet nie waaraan dink ek nie. Ek dink mense dink maar oor wat met jou gebeur het die afgelope week of so. En dan in terme van somme, ek werk in myle
omdat ek in Amerika studeer het. So vir my ja, tydens die Comrades veral, dan sal ek myself sê okay, ek het 20 myl oor. Dit is omtrent 'n long run of 'n oefensessie. So mense is konstant besig om te vergelyk en te bepaal hoe ver jy oor het. Ja. Is dit hoe jy jouself probeer ook motiveer en sê dis nog net? Ja. 20 myl, dis nog net. Ja. Ja, so ek sal vir myself sê byvoorbeeld ek het 2 weke terug byvoorbeeld so ver gehardloop en dit was nie so moeilik nie, so ek kan dit verseker mos nou voltooi tydens die Comrades ook. Nou, as jy nou hardloop, daar's nou goed wat op die pad met ou gebeur. Jy kry 'n blaas op jou voet of jou broek skuur jou of jy het 'n pyn van die een of ander aard of 'n kramp of 'n ding of so. Hoe hanteer jy dit? Ignoreer jy dit of hardloop jy net daardeur of hoe doen jy dit? Dis 'n goeie vraag. Ek het immers met so 25 km om te gaan tydens die Comrades kramp my linkerkuit verskriklik. Nou die probleem met 'n linkerkuit wat kramp is, jy gebruik om elke tree wat jy gee. So mens druk maar deur. Ek sê maar vir myself dis seer en ek's bewus van die pyn. Maar wat kan mens doen? So ek sê mens druk maar net deur. So jy byt maar net vas en dan gaan jy. Ja, verseker. Ek dink wat my wel gehelp het is laas jaar se Comrades. Was vir my erger. Ek was seerder geweest. So hierdie jaar het ek vir myself gesê maar ek onthou laas jaar se gevoel en dit was baie erger as wat ek nou voel. So kom ek hou maar aan vinnig hardloop. Dit klink my dis 'n redelike sielkundige ding hierdie om hierdie te kan. Hoe groot rol speel jou skoene in hierdie heel voorbeeld en in die hardloop? Is skoene vir jou belangrik? Dis belangrik. Ek dink tegnologie het so baie gevorder dat skoene impak het op die tye wat atlete hardloop. So mense wil deel wees van daai sê maar daai groeikurwe wat die tegnologie bied. So ek het met Nike gehardloop met hulle Vaporfly reeks en ja, dis 'n fantastiese skoen. Ek dink dit help baie. So het jy verskillende ander skoene ook al probeer en is dit die skoen wat werklik vir jou pas en wat vir jou werk? Ja, so mens natuurlik wanneer mens nou oefen, doen mens sekere sessies teen sekere passe. Ja. Meeste van wat ek doen is stadig, dan gebruik ek 'n skoen wat baie ondersteuning bied. Okay. Maar as ek byvoorbeeld 'n sessie op die baan doen, dan hardloop ek vinniger en dan gebruik ek 'n skoen wat bietjie ligter is. Wat's volgende? Ek wil graag 'n maraton aan die einde van die jaar hardloop en ek sal graag 'n persoonlike beste tyd wil opstel. So ek dink daaraan om of die Nelson Mandela maraton te doen wat in Kaapstad is of die Amsterdam maraton wat natuurlik in Amsterdam is. Ja. En wat se tyd het jy in gedagte? Ek sal graag kyk of ek so 2:08 kan hardloop. 2:08? Ja, 2 ure 8 minute. Ja, nee, ek weet wat 'n maraton tye is. Hoe belangrik is jou familie se ondersteuning met dit alles vir jou? Ja, dis ongelooflik belangrik. Ek sal dit sonder my vrou kan doen nie. Ja, sy is ongelooflik. Okay, 2:08. Ek wil net vir jou noem, né? Ek het eendag die Berlynse maraton gehardloop en ek het saam met Kipchoge gehardloop. Okay. Ek het hom nooit gesien nie. Jy het saam gehardloop. Ons het saam gehardloop, dit kan ek vir jou sê. 2:08 is wat is Suid-Afrikaanse tyd op 'n maraton? Die rekordtyd vir 'n maraton? Die rekordtyd. Ek dink dit is 2:05. Ek dink Alroy geland het 2 ure 5 minute gehardloop, as ek kan verkeerd wees. Nou onlangs is die maraton rekord gebreek is deur die 202 ure gehardloop. Dink jy daar's 'n beperking hoe vinnig mense soos 'n maraton of 'n Comrades kan hardloop? Kan jy Comrades nog vinniger hardloop as wat jy gedoen het? Ek persoonlik. Ja. Ek dink so. Ek dink ek het baie ruimte vir verbetering in die Comrades nou veral. Ek dink as ek my kaarte reg speel, dink ek kan vinniger hardloop en veral op die af, dink ek dis 'n groot moontlikheid. Wel ek gaan vir jou dophou daarso met die maraton wat jy gaan hardloop. Ek kyk vir daai 2:08 en ek sal glad nie verbaas wees as jy dit onder die 2:05 op die eind gaan hardloop nie, maar alles van die beste daarvoor. En dit is 'n wonderlike prestasie en 'n wonderlike rekord wat jy opgestel het. En baie dankie dat jy by Ontbytsake kom kuier. Baie dankie. Man, George, baie dankie. Dit was dit reg maar hier's 'n bietjie carbo loading. Kry jou reg vir die Comrades vir volgende jaar. Dankie. Ons maak seker die man. Kyk, hy het nou net vir ons hier gesê 62,5 kg. Dis wat sy sy doelgewig was vir die Comrades. Sjoe. Ek bedoel, my probleem is my frontale lob is net te swaar. My brein weer geskriklik baie. Jy weet George, dit. baie dankie dat jy by ons kom kuier het vandag. 'n heerlike Cabernet Sauvignon van Waterford Estate en belangriker, 'n leer wynsak van Boot & Rally wat ons vir jou mee saam wegstuur en heel belangrikste is die Ontbytsake beker.
Moenie laat ons jou nou sien dat jy nou nie uit hom koffie drink. Ja, baie dankie. Baie dankie. Jy's regtig 'n inspirasie. Dankie dat jy by ons kom kuier. Baie. Baie dankie George Davis. Jy weet hy het ook 'n graad in statistiek, nie dat hy dit gebruik nie. Volgende week kuier ons saam met Riandi Gray, aanbieder van Boer soek 'n vrou wat binnekort begin. Man, gaan lekker wees. Hoorie, hierdie is baie aangenaam. Nee. Hy brand 'n bietjie. So klein bietjie. George, het jy nou het jy 'n spesifieke eetplan wat jy volg? Ja, ek sal sê die 2 maande. Baie julle volgende week. Sien maar.